Goeiemôre vriende. Dit is goed om julle almal vandag te sien. Mag die Here self hier onder ons geëer word. En mag ons saam wees by die Here ook maak dat wanneer ons weer hier uitbeweeg, ons saam wees met ander ook anders sal wees. Ons gaan begin saam sing. Ons sing by Vlamlied 20. U is die lig. Die Here is die ene op wie ons vertrou. Ons wandel in sy lig. Ons bely dit so. Ons is besig om te gesels oor hoe ons as 'n gemeente 'n gestuurde gemeente kan wees en hoe almal van ons, waar ons ook al beweeg, ons ore moet oopmaak en ons oë moet oopmaak om die geleenthede te sien wat die Here vir ons gee om te getuig. Ons breër konteks hier is dat ons in Afrika is. En kom ons sing nou hierdie vonklied 159, Heer, ons dink aan Afrika, as 'n gebed vir hierdie kontinent van ons wat deur baie moeilike tye gaan al vir baie dekades. Zoveel mensen wat hier
En dit lyk my die tema wat Dorette vir ons gekies het is lig. Ons sing nou lied 488, helder skyn u lig vir die nasies. Dit was nou lekker. Dankie Corneille. Goed, ons gaan nou gaan die kers nou aansteek terwyl ons Gees van God wat in my woon sing. Ja, en daarna sal dit die woord dan wees. Van God wat in my woon.
julle kan maar sit, so dankie. Ek gaan nou kans gee dat ons elkeen net stil word voor die Here. En dan sal ek vir Dorette net die teken gee, dan sal sy vir ons speel en ons sal saam sing, Heer, wees ons genadig, en daarna die seën. So kom ons raak net stil voor die Here. Geliefdes, vrede vir julle van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan nou die Here loof met lied 411, Kom almal laat jul stem verrys. Halleluja.
Vriende, toe Jesus gekom het, het hy soveel dinge eenvoudiger gemaak, soveel dinge reggestel. En so was daar byvoorbeeld baie honderde wette wat nagekom moes word. Allerhande goeders wat vandag vir ons vreemd klink, wat gegee was. En toe trek hy dit alles saam in een sin. Hy sê, doen aan ander wat julle aan julleself gedoen wil hê. So eenvoudig. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, moenie dit aan ander gaan doen nie. Nou, so is ons almal deur die loop van die week, ons is besig, ons maak foute, ons is baie keer selfgerig, ons kom mense te na. Kom ons kom nou voor die Here en ons sê vir die Here as 'n groep gelowiges, as 'n groep mense wat geneig is tot sonde, kom ons sê vir die Here saam, ons is jammer en ons hoor sy vergifnis. Ons sing by lied 239, so sittende, die 3de vers. Leeg net met my sonde las, hou ek u verdienste vas. Vriende, wanneer ons so na die Here toe kom, dan sê hy eintlik vir ons, maar ek het julle al vergewe. Dit is al afgehandel. So kom ons aanvaar eenvoudig net die verlossing wat die Here vir ons gee. Kom ons sing by lied 239 se 4de vers. Heer my rots bo almal groot, staan u vas in elke nood. Ons gaan nou ons geloof bely en ons gaan dit weer 'n keer doen in die woorde van die Spaanse geloofsbelijdenis. Ons gaan staan, ek gaan elke keer die eerste reël sê wat in blou is en dan kan julle reageer met dit wat in swart geskryf is. Kom ons staan. Ons glo in God die Almagtige, die skepper van hemel en aarde en van alle nasies, tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Heer, God wat vlees geword het, as 'n mens vir die mensdom, in tyd vir alle tye, in een kultuur vir alle kulture, in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak, deur wie God skepper van alles wat bestaan,
aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word, wie se oneindige gawes ons die een liggaam van Christus maak. Ons glo aan die kerk as universele teken van God se heerskappy, in wie hy sy getrouheid in vele vorms toon, waar al die kleure saam net een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, die dag van die groot fees, wanneer al die kleure en forme van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan die vreugdevolle banket, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Baie dankie. Vriende, kom ons bid saam. Here, so het ons geloof kon bely in hierdie God wat vir ons net te groot is om te beskryf. Hierdie God wat so groot is dat ons net 'n bietjie kan beleef van U, want dit is vir ons genoeg. Maar aan die ander kant hierdie God van wie ons net nie genoeg kan kry nie. U is ons God, U is ons Vader. Daar is geen beeld wat ons kan gebruik, geen metafoor wat alles van U kan sê nie. Hoor maar net vandag, ons het U lief. U alleen is ons God. Dankie Here dat U vir ons lief het en dat U getrou is. Dat ons daarvan kon getuig nou net. Dat U ons vergewe. Dat U telkens 'n nuwe pad saam met ons loop. Dat U nie vir ewig die kwaad teen ons hou nie, maar dat U dit in Jesus wegneem en ons herstel. Dankie Here dat U vir ons gewone mense wat aan U verbind is, die geleentheid gee om U bekend te maak aan mense. Dat U vir ons geleenthede gee waar ons kan praat met mense, geleenthede waar ons kan wys dat U liefde is. Geleenthede waar ons kan sing, geleenthede waar ons saam met mense kan huil. Dankie Here dat ons dit mag doen. Here, ons kom na U toe en ons kom tree in vir baie. Ons kom tree in vir ons matrieks wat môre met hulle rekordeksamen begin. Ons bid dat U vir hulle deursettingsvermoë sal gee, dat U vir hulle moed sal gee, dat U vir hulle die ywer sal gee om te gaan sit en te leer, dat U vir hulle kalmte van gees sal gee, om te kan dink voordat hulle antwoord. Ons bid vir hulle ouers, wat hulle bystaan, wat saam met hulle die pad loop, vir hulle onderwysers en onderwyseresse, dat U vir hulle ook in hierdie tyd baie sal seën, hulle ook sal oopmaak om vir ons jong mense te kan begelei in hulle studies. Here, ons bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat ingaan vir operasie, vir hulle wat geopereer is en aan herstel is. Ons bid vir hulle wat bedroef is, wat hierdie week ook by 'n graf gestaan het. Ons bid Here vir hulle wat armlastig is, wat nie weet watter kant toe nie, daar is niks. Ons bid vir hulle wat doodgewoon net swaar kry op die oomblik. Wat vra dat U vir hulle net 'n kruk sal wees, dat U hulle net sal dra. Ons bid vir ons skole, ons bid vir ons personeel, ons bid vir ons kinders. Ons bid Here dat die kernsake waaroor dit gaan, dat dit aangespreek sal word. Dat U vir ons wysheid daarin sal gee. Ons bid Here
vir ouers wat sukkel. Ons bid vir kinders en vir kleinkinders wat sukkel. Here, ons bid dat U vir ons die genade sal gee om werklik U hande te wees, U hart te wees wat oopgemaak word vir mense, dat ons die mense sal wees deur wie U by daardie mense uitkom, sodat hulle kan getuig daarvan, die Here was regtig hier gewees. Hy het vir ons kom help. Ons bid Here vir die verkondiging van die woord oor die hele wêreld op verskillende maniere. En ons bid Here dat almal van ons se ore en harte sal oop wees en dat ons aan ons lewens aanpassings sal maak waar ons dit moet maak. Dat ons getroos sal wees op die punte waar ons troos nodig het. Aangemoedig sal voel daar waar ons aanmoediging nodig het. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ek gaan vanoggend eers uit die Bybel uitlees en dan gaan ek by die kinderoomblik kom. Ons gaan lees by Jakobus 2 van vers 14 af. My broers en susters, wat help dit as 'n mens sê jy het geloof, maar jou lewe wys dit nie? So geloof kan jou nie verlos nie. Sê nou jy sien 'n Christen broer of suster wat kos en klere nodig het, en jy sê, ek hoop dit gaan goed met jou. Sorg dat jy warm aantrek en genoeg eet. Maar jy gee nie vir daardie persoon kos of klere nie. Wat help dit dan? Dis duidelik. Om net te sê jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Maar iemand sou kon redeneer, party mense het geloof en ander mense het dade. Ek sê, wys my jou geloof wat sonder dade is. Maar juis uit my dade sal ek jou my geloof wys. Jy glo dat God net een God is. Die demone glo dit ook en hulle sidder, so bang is hulle. Ons lees tot hier. Goed, ek wil nou my maatjies vorentoe nooi asseblief. Ja, sê, ek is bly om julle hier te sien vandag. As julle nou by die skool is, dan dra julle mos 'n uniform. En die mens dra daai uniform met groot trots. Dit is, ekskuus, kom gerus. Julle het 'n ver pad gekom, daar van bo af, Okay. Right. So jy dra jou uniform en jy dra dit met trots. Dis jou skool se uniform en jy's trots as jy by ander skole kom, sê maar daar's 'n groot sportbyeenkoms en almal het hulle uniforms om te kan sê maar dit is die skool waar ek vandaan kom. Maar sê nou maar julle is nou met daai uniform van julle by 'n interskole en daar's nou atletiek. En jy begin om vir die ander skole se kinders aan te moedig. En nie die kinders van jou skool nie. Hoe gaan almal daaroor dink? Gaan hulle gelukkig wees daarmee dat jy skree vir die ander skool se kinders? Nee, hulle gaan nie gelukkig wees nie. Hulle gaan dink jy's 'n verraaier, Kyk, 'n mens moet hande klap as iemand van 'n ander skool goed gevaar het. Dit is so, Maar jou skool verwag daarom dat jy die ene van jou skool sal aanmoedig. Jou uniform sê, dit is wie ek is en ek ondersteun hierdie skool waarvan ek deel is.
Nou sê Jakobus in die gedeelte wat ons nou gelees het, ons is Christene. En 'n Christen is iemand wat Christus volg. Né? So ons is mense wat soos Jesus wil maak. So as ons sê ons is Christene, dan wil mense sien aan hoe ons maak dat ons Christene is. En nie ander soort mense wat nie maak soos Jesus maak nie. As ons dan nou anders te maak as wat Jesus sou gemaak het, dan dink mense ons is vals. Nee, dan wil hulle niks met ons te doen hê nie. Ons staan nie by dit wat ons glo nie. Ons doen nie wat ons glo nie. So as jy nou byvoorbeeld by die skool sien daar's 'n nuwe maatjie. En partykeer is 'n nuwe maatjie, hulle hou die persoon een kant, nee, hulle gaan meng nie dadelik nie. Jy sien daar's 'n maatjie wat een kant is. Dan wil jy mos nou, omdat jy 'n kind van die Here is, wil jy graag na die maatjie toe gaan en sê, ek sien jy's vreemd. Ek gaan 'n bietjie hier by jou sit, dat jy nie so alleen is nie. Jy gaan mos nie vir die maatjie sê, ja, ek sien jy het nie maats nie, ek hoop jy kry maats, hoor, en dan loop jy nie. Nee, jy moet 'n maat wees vir daai ene. Die Here stuur vir jou soontoe. Of jy sien iemand kom by die skool aan sonder 'n broodjie. Miskien was daar nie brood by die huis nie, miskien het hy vergeet of sy vergeet om die kos te vat. Dan help dit nie, jy sê vir die ene, "Haai, sies tog, ek sien jy het nie kos nie. Jene man, ek hoop jou maag kom vol." Nee, jy moet vir daai ene 'n bietjie brood gee. Of jy sien 'n maatjie word geboelie die hele tyd. Dan gaan hom ons nou nie werk as jy maar net terugstaan en niks doen nie, saam lag met die ander nie. Nee, jy moet iets doen. Nou, jy kan gewoonlik nie iets aan die boelie gaan doen nie, maar jy kan ten minste so in die stilligheid vir die juffrou of die meneer gaan sê, jy weet, daai kind word geboelie, en dan kan hulle iets daaromtrent doen. Maar ons as gelowiges, ons as mense wat Jesus volg, ons moet lewe soos mense wat Jesus volg. Anderste dink hulle ons is vals, en dan verwerp hulle vir ons, en hulle verwerp sommer vir die Here ook, as gevolg van ons. So ek wil julle aanmoedig, sal julle dit gaan doen? Sal julle as volgelinge van Jesus gaan lewe soos Jesus geleef het? Nee, kom ons gaan probeer almal. Ons sukkel daarmee, maar kom ons gaan doen dit. Ons vra dat die Here vir ons help om dit te doen. Here, ek bid dan nou so dat U vir ons elkeen help om as volgelinge van Jesus te leef soos Jesus. Dat U op ons kan trots wees. Amen. Nou gaan ek vir julle elkeen 'n lekkertjie gee, maar hierdie lekkertjie moet jy nou môre by die skool vir iemand gaan gee. En vir die persoon gaan sê, Jesus is lief vir jou. Is dit reg so? Sal julle dit doen? Gaaf. En dan kan julle maar teruggaan na julle banke toe. Dankie dat julle vorentoe gekom het. Goed. Ek dink dat wat Jakobus vir ons probeer sê, is dat as jy nie leef soos Jesus leef nie, kan jy maar net sowel jouself 'n ateïs noem. Een wat nie aan God verbind is nie. Een wat nie aan God glo nie. Ek dink dis iets in die lyn wat hy vir ons probeer sê, want hy sê dit met baie groot passie. Hy sê dit nie liggies nie. Hy sê dit baie passievol. Maar ek wil vir julle 'n storieetjie vertel.
daar in Ierland, hier van 1968 tot 98 was daar ons die vreeslike oorlog gewees tussen die protestante en die katholieke. Eintlik was dit nie die katholieke en die protestante teen mekaar nie. Dit was maar die mense wat onafhanklik wou wees of nie onafhanklik wou wees nie, maar hulle het hulle kerke gekaap. En jy was dan nou as 'n katholiek wou jy sorg dat ons los is van Engeland, en as 'n protestant het jy gevoel, nee, maar ons wil nog steeds hê die koningin moet ons koningin wees. En so het hulle teen mekaar beklei, ons weet mos nou. En in daai tyd het jy nie maklik gesê tussen mense wat jy nie ken nie, ek is 'n katholiek of ek is 'n protestant nie. Dit kon jou lewe kos. Jy weet, dit was gevaarlik geweest om dit te sê. Nou stap hierdie ou een aand in die straat af en twee ouens keer hom voor met messe en hulle vra vir hom, Catholic of Protestant? Ou dink, o frek, ek weet nie, watter kant toe moet ek nou hier antwoord? Ek weet nie, toe sê hy atheist. En toe dink hierdie ouens so vir 'n oomblik en toe vra hulle, Catholic atheist of Protestant atheist? Nee. Nou, is eintlik 'n belaglike vraag. Maar ek wonder of dit regtig waar so 'n belaglike vraag was. Ek het 'n boek gelees jare terug, waar die persoon na homself verwys as 'n Christen-ateïs. Nou ja, toe ek nou dit lees, toe is ek nou dadelik geïnteresseerd. Ek wil nou weet, wat bedoel hy nou daarmee dat hy 'n Christen-ateïs is. En dan begin hy hier te sê, ek is 'n ateïs, ek glo nie in God nie, maar ek is nie jou gewone tipe nie. Ek is nie jou common or garden type ateïs nie. Ek is 'n Christen-ateïs. Ek is 'n ateïs uit die Christelike tradisie. En dan beskryf hy homself, hy sê, hy geniet nou nog om van die Bybelverhale weer te hoor. Hy vertel dit selfs vir sy kleinkinders, want dit is vir hom goeie stories om te vertel. Hy sê daai verhale het deel van sy identiteit geword. Hy kan homself nie indink sonder daai stories wat hy by sy ouers en sy grootouers gehoor het nie. Hy sê Jesus se lewe en dit wat Jesus gesê het, spreek hom aan tot vandag toe. En hy sê die bergpreek is vir hom baie mooi. Hy lees elke jaar iewers die bergpreek deur, want dit is vir hom net fantasties. Hy sê hy het waardering nou nog vir mense uit sy kindertyd uit wat as gelowiges op sy lewe 'n indruk gemaak het. Sondagskool personeel by die skool, waar ook al. Hy sê die goeters het aan hom gaan sit. Hy sê maar net 'n ateïs nie. Hy is 'n ateïs uit die Christelike tradisie. Hy sê dit is soos 'n doringdraad wat langs wat in die heining is en dit loop hier langs 'n boom verby. En soos die jare aanstap, begin die boom groei en die boom begin om hierdie doringdraad vorm en die doringdraad word later deel van die boom. So jy kan daai draad nie uithaal sonder om die boom te beskadig nie. Die draad is deel van die boom se identiteit. Hy sê dit is hoe dit met hom is. Nou ek dink ons het nie altyd genoeg begrip vir mense wat hulle self ateïste noem nie. Ek onthou toe ek 'n kind was, daar was iemand, ek het nog nooit die woord ateïs gehoor nie, maar daar was iemand gewees, ek het baie van die oom gehou, baie goeie oom, altyd by die sportbijeenkomste gewees, hy het altyd met almal moeite gedoen, hy het vir die kinders kom groet, vir jou kom sê, jy het lekker gespeel, en alles, en ek het nog gedink, maar dis nou 'n fantastiese oom hierdie. En toe hoor ek, een van die groot mense sê vir 'n ander ene, die oom is 'n ateïs.
Nou vra ek vir pa, wat is 'n ateïs? Hy sê, dis iemand wat nie aan God glo nie. En toe in my kindergemoed begin ek nou anders te dink oor hierdie oom. Nee. Ek begin nou dink, nee, maar jy's dis 'n oom van wie ek moet wegbly. Hy's besig met donker dinge. Hy's teen alles wat goed is. Want hy glo nie aan God nie. Skielik het hierdie man van wie almal hou iemand geword uit wie se pad ek moet bly. Want hy het nou die etiket, hy is 'n ateïs. Hy het self die etiket vir homself gegee. Doodgoeie mens word in jou oë skielik 'n baie slegte mens, omdat die persoon nou 'n ateïs is. Die meeste ateïste, ek ken eintlik nie, ek ken baie ateïste, ek ken nie een wat nie gaaf is nie. Al die ateïste wat ek ken, is goeie mense. Mense met wie ek graag kuier. Ek dink baie keer, is mense eintlik nie ateïste nie. Hulle glo net nie, en dink net nie oor God, soos die meeste ander nie. Hulle dink 'n bietjie anders oor God. En dan sal ander mense vir hulle sê, wat nou gelowiges is, nee, maar dan is jy 'n ateïs. En dan sê hulle vir hulle self, wel, dan is ek seker maar 'n ateïs. Die meeste ateïste wat ek ken, is eintlik nie ateïste nie, maar agnostici. Nou, agnostikus is iemand wat sê, wie ek is, ek weet nie, ek kan nie vir God ken nie, God is te groot om geken te word, ek weet eintlik nie hoe God is nie, ek kan niks oor God sê nie, ek aanvaar, daar is iets groter, maar ek weet nie of ek daai iets nou God kan noem, soos wat Christene gewoonlik praat oor God, en ander godsdienste ook praat oor God nie. Ek is onseker, en dis wat die woord agnostikus beteken. Ek kan nie weet nie. Ek is onseker. Maar hy is eintlik nie ateïs nie. Hy is iemand wat net nie weet presies hoe moet hy dink nie. En dan etiketeer ons die persoon is 'n ateïs. Dan is daar ander mense wat vra. Hulle sê vir hulle self, kyk, ek lees in die Bybel so oor God, maar as ek die wetenskapboeke kyk, en as ek al die goed kyk wat beskikbaar is op die internet vir my om na te kyk, dan lyk dit nie vir my die wêreld is geskep soos wat die Bybel sê dit is geskep nie. So nou weet ek nie lekker wat moet ek maak nie. Ek vra hierdie vraag, hoe moet ek nou in God glo, nou dat ek ander inligting het, wat die ouens in die Bybel nie gehad het nie. Hoe moet ek maak? Hoe versoen ek dit wat ons vandag weet, met dit wat in die Bybel staan? Hulle vra hierdie vraag. En dan sal gelowiges baie keer vir hulle sê, jy moet seker vrae vra, jy moet dit glo. En dan wonder ek, hoekom gelowiges dit doen? Want is dikwels 'n goeie vraag. Dit is vrae wat almal van ons maar vra. Maar ons vra dit nie altyd hardop nie. Ons is baie keer bang as ek daai vraag vra, gaan ek antwoorde kry wat my denkpatrone gaan moet verander. Ek gaan anders moet begin dink oor goeters. Ek sien lus om dit te doen nie. My pa en ma het so geglo soos ek, my oupa en ouma het so geglo, so as dit vir hulle goed was, is dit goed vir my. Ek wil nie verander nie. Ander kere het mense doodgewoon het nie die moed om die vraag te vra nie, want hulle is bang vir die veroordeling van ander. Of hulle is bang hulle hou nie van die antwoord nie. En nog mense, en ek dink dis miskien waar die meeste inval, is doodgewoon het
intellektueel te lui. Hulle wil nie dink nie. Hulle hoor die goed en dan sê hulle, ek wil nie daaroor dink nie. Laat dit maar net verbygaan. Ek ontken dit. Maar vriende, ons kan nie getuies vir Jesus in hierdie wêreld wees. En ons neem die mense se vrae ernstig op nie. Ons kan nie getuies vir Jesus wees net vir mense wat redelik mak lyk nie. As ons getuies vir Jesus hier in Kimberley wil wees, by ons werk, by die skool, waar jy ook al kom, dan moet ons uitbeweeg uit ons knusse omgewingkie wat ons vir ons geskep het. En ons moet onsself oopstel, soos wat 'n saad se dop oopgaan, dat die saadjie kan uit en kan val op die grond en kan groei. Ons moet uitbeweeg uit ons knusomgewing en ons moet saam met daai mense gaan sit en vir hulle sê, kom ons praat hieroor. Ek het ook nie die antwoorde nie, maar kom ons dink 'n bietjie saam. Ek dink dis die rede, die groot rede, en dit is vir my bevestig deur ouens in Europa, hoekom Europa sogenaamd ongelowig geraak het. Mense het vrae gehad, en die kerk het gesê, moenie jou vrae vra nie, glo net. En toe besluit hulle, dan moet ons maar die kerk los, en toe het hulle. Miskien, as ons bereid is om te luister na die vrae en saam te gesels, saam te dink, verdiep dit ons geloof. Dit was in my die geval. Maar as 'n tweede rede hoekom die ouens daar in Ierland se vraag nou nie so simpel was nie. En dis 'n lastige een. Is ons lewens in die praktyk van elke dag nie baie keer soos die van 'n ateïs, soos ons nou oor ateïs sou gedink het nie? Leef ons nie maar baie keer asof God nie bestaan nie? Dit is dan nou die volgende rede. Ek dink dis wat Jakobus probeer oordra. Ek het 'n boek gelees van 'n man met die naam Craig Groeschel, lank terug. En hy beskryf homself as 'n recovering Christian atheist. En kou 'n bietjie aan daai ene, 'n recovering Christian atheist. Onthou as jy 'n persoon is met een of ander verslawing en jy lê die moed aan die dag en jy het genoeg ondersteuning en jy begin werk aan jou probleem. En ek het vreeslike waardering vir mense wat dit doen. Gaan jy net op die pad van sukses kan kom as jy erken jy het 'n probleem. Jy moet sê, ek is 'n alkoholist, ek is 'n verslaafde. Jy moet dit sê, dat jy weet, dit is wie ek is. Dan kan jy begin herstel. En as jy interessante ding, as jy praat met mense wat nou al 'n eind op daai pad gekom het, dan sê hulle, dis nog steeds vir my 'n probleem. Ek het nie opgehou om 'n alkoholist te wees nie. Ek gaan altyd 'n alkoholist wees. Maar deur die Here se genade loop ek die pad nou nugter. Ek is aan die recover. Hulle is versigtig om te sê, hulle is nou klaar daarmee, dit is verby. Hulle weet, hulle het die geneigtheid, hulle kan weer val, hulle wil nie weer val nie. So in nederigheid sê hulle, ek is 'n herstellende alkoholist of verslaafde. Hy sê, hierdie Craig Groeschel, hy is so 'n Christen ateïs.
Hy's 'n Christen, maar hy's besig om te recover van sy geneigtheid om 'n ateïst te wees. Maar nou raak dit lastig as jy nou lees wat hy skryf. En dan gee vir jou die kenmerke van 'n Christen ateïs soos hy dit nou sien. Hy sê, Jenne, en ek kan van baie van hierdie goed sê nee. En ek gaan hulle nou noem en dan kyk 'n bietjie by hoeveel van hulle kan jy ook 'n merkie maak. Hy sê 'n Christen ateïs glo in God, maar hy het nie 'n verhouding met God nie. Hy sal sê, nee, die Here is belangrik, hoor. Maar hy het geen verhouding met die Here nie. Hy eer die Here, sal self sê, die Here kom eerst in sy lewe ensovoorts. Maar hy sal dit van sy baas ook sê. En hy het nie 'n verhouding met sy baas nie, anders as 'n werksverhouding. Hy sê, 'n Christen ateïs sal selfs debatte voer oor God. Hulle sal lang gesprekke hê oor God. Maar jy kom agter, hulle ken nie hierdie ene oor wie hulle praat nie. Hulle sal spekuleer oor hierdie een, maar hulle ken hom nie eintlik nie. Hy sê, hulle glo in God, maar hulle gee nie om vir mense nie. Die teks, so lief het God die wêreld gehad, vat dit te wyd vir hulle. Hulle wil nie so wyd lief hê nie. Hulle glo in God, maar hulle verlede bly by hulle spook. Hulle kry nie die verlede agtergelaat nie. Hulle dink daai ding dat die Here sê, maak alles nuut. Dit is die goed wat jy in die sprokiesverhale kry, met 'n towerstafie en so aan. Hulle glo dit nie van hulle self nie. Hulle sal sê, hulle glo in God, maar hulle het nie regtig waar liefde nie. Hulle glo in God, hulle sê hy verhoor gebede, maar net party mense sin nie myne nie. Jy kry ook van hulle wat sal sê, o ja, die Here verhoor beslis gebede. Maar dan voeg hulle by, of dit wat hulle praat, laat jou verstaan, jy moet maar redelik die Here se arm afdraai, voordat jy iets uit hom uit gaan kry. Jou geloof moet ongelooflik groot wees. En jy moet baie woorde gebruik. En groot woorde. En jy moet die Here se naam op allerlei maniere en alle tale moet jy in jou gebed inbring, dat jou gebed krag kan hê. En jy moet 'n klomp mense betrek om saam met jou te bid, hier vanaf tot in Australië. Die Here antwoord gebede. En dan wonder ek myself, glo jy regtig waar? Glo jy regtig waar dat die Here dit doen? Hulle glo in God, maar hulle sê die Here is onregverdig. En hulle sê dit veral wanneer hulle te nagekom word. Hulle glo in God, maar hulle vergewe nie. Hulle hou 'n ding teen jou vir altyd. Hulle glo in God, maar hulle sê mense sal nooit verander nie. Mense bly altyd soos hulle is. Hulle glo in God, maar hulle bekommer hulle oor 110 goed. Hulle glo in God, maar hulle vertrou op hulle beursie, op hulle huis, op hulle kar, op hulle kontakte wat hulle in die lewe het. Hulle glo in God, maar hulle praat nie daaroor nie, dis 'n privaat saak. Nou so gaan hy aan. Sover as wat ek lees, raak ek ongemakliker. Want die hulle word al hoe meer ek. En ek besef,
Ek is ook 'n recovering Christian atheist. Daarom deur die genade recovering. Maar dit sukkel baie keer. Ons het dikwels hierdie, Paulus praat ook daaroor, die ou mens wat jou paal wil terugtrek. Jy wil die goeie, maar jy doen die kwaad. Dit is hoe dit met ons gaan. So miskien moet ons maar soos herstellende verslaafdes ook aan onsself dink as herstellende ateïste. Mense wat daarna smag, wat alles inspan om by God te wees, om by hom in 'n verhouding te wees, sodat ek nie die hele tyd teruggesuig word in die ou lewe in nie. As jy vandag hier is en jy sê, nee, wat jy het geen tekens van hierdie siekte nie. Nou ja, mag die Here jou staande hou en dat dit so bly tot jy die dag doodgaan. Maar die res van ons, mag sy gees so in ons bly werk, dat ons volkome sal rehabiliteer, tot op daai dag, dat hy weer kom. Amen. Here, soos wat ons hier sit, het ons almal gedagtes wat deur ons brein gaan. Bewaar ons daarvan dat ons aan ander dink, dat ons maar eerder oor onsself dink, ons met ons probleem. Maar dan dank ons U dat ons ten minste kan sê, ons is deur U genade in Christus. U Gees is in ons. Ons is aan die recover. Here, help ons om elke dag flink agter U aan te loop. Help ons om helder te sien, dat ons oë sal blink van die blydskap oor al die geleenthede wat U vir ons gee, en wie ons kan wees, oor U genade. Here, wees U vir ons genadig op die pad, tot op daardie wonderlike dag, wanneer Jesus weer in heerlikheid kom. Amen. Vriende, ons gaan nou sluit met 518. Voel jy soms of die Here te ver is? Ons kan daaroor eerlik wees, as ons deur tye van twyfel gaan, voel die Here is ver, ons is alleen, ons kan dit sê vir die Here, ons kan dit sê vir ander mense. Maar kom ons sing dit vandag vir onsself, maar ons dink ook aan mense wat miskien vandag werklik so voel, ver van die Here af, dat die Here vir hulle naby sal wees. Soms op die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan.
Geliefdes, die Here seën en beskerm julle. Die Here laat sy aangesig oor julle skyn en is julle genadig. Die Here verhef sy aangesig oor julle en gee vir julle sy vrede.